Goeiedag almal, ek is Mannie van Bloemfontein. Dit is vandag donderdag, die 12de Maart 2026. Ons doen die nuus in kollig en ons hoofopskrif vir vandag sê, raswette is nodig in Suid-Afrika volgens adjunkt-president. Nuushooftrekke vir vandag. FSA ambassadeur vra om verskoning vir sy uitlatings. Raswette is nodig in Suid-Afrika volgens adjunkt-president. Boelievoorval in Milnerton, saak nou in Streekhof. Diesel gaan volgens landbouminister met R4.40 per liter styg. India kry R260 miljoen vir sege in Wêreldbeker T20 uitstryd. Sinner wen nog 'n wedstryd in tennistoernooi. Swart ekonomiese bemagtiging, oftewel SEB en ander regstellende beleide is van kardinale belang om die welvaartskloof tussen swart en wit Suid-Afrikaners uit te wis, so meen adjunkt-president Paul Mashatile. Dit beklemtoon die behoefte aan rasgebaseerde wette om 'n gelyker speelveld te verseker. Hy voer verder in 'n parlementêre antwoord so aan. Dr. Leslie Nolamatlatsi wou weet watter spesifieke meetbare en tydsgebonde maatreëls die regering onder koördinering van Mashatile se kantoor ingestel het om betekenisvolle swart eienaarskap en beheer van ondernemings in sleutelsektore van die ekonomie te versnel. Dus bied hierdie transformerende beleide die geleentheid om 'n toekoms te vorm waaraan almal gelyke geleenthede het. Alhoewel hulle op 'n ongelyke voet begin het Mashatile gesê. Mashatile sê die regering kan deur behoorlike inwerkingstelling van regstellende beleide, werkloosheid en jeuginsluiting in die belangrikste ekonomiese aktiwiteite takel. Deur die behoorlike inwerkingstelling van BG, SEB kan maatskappye aangespoor word om hulle werksmag te diversifiseer. Dis 'n beleidsraamwerk wat daarop gemik is om inklusiewe ekonomiese groei en die bemagtiging van swart mense te bevorder, soos uitgestippel in die grondwet. Hy sê die regering het deur vennootskappe met die private sektor die transformasiefonds gesig om die finansieringsbehoeftes van swart ondernemings te ondersteun. In hierdie verband sal R100 miljard vir die termyn van die regering van nasionale eenheid bewillig word. Sedert sy ontstaan het die NBF strategiese en nywerheidsprojekte van R12,6 miljard ondersteun en ongeveer 226.000 werksgeleenthede bygedra. Oor die afgelope 5 jaar is R321 miljoen aan ondernemings in townships en R314 miljoen aan ondernemings in landelike gebiede uitbetaal. Brent Bozell, die FSA se ambassadeur in Suid-Afrika, het volgens Zane Dangor, direkteur-generaal van Dirkou, sy spyt uitgespreek oor dinge wat hy op 'n konferensie in Hermanus gesê het. Suid-Afrikaanse howe se houding teenoor die Kiel de Boer-lied en Suid-Afrika se buitelandse sake uitgelaat. Bozell het onderneem om op 'n konstruktiewe manier met die Suid-Afrikaanse owerhede saam te werk en het erken dat regstelling in Suid-Afrika nodig is om die onregverdighede van die verlede reg te stel. Hy het tot die insig gekom nadat hy plekke soos die Apartheidsmuseum en die Distrik 6 Museum reeds besoek het. Die Suid-Afrikaans gebore Elon Musk is die rykste individu tot nou toe nog na raming R839 miljard werd. So het Forbes in sy 40ste wêreld miljardêrslys aangekondig. Lydens 'n verklaring van Forbes oor die ranglys het 'n rekordgetal van 3.428 miljardêrs wêreldwyd hulle gesamentlike fortuin tot $20,1 triljoen sien toeneem. Die planeet het die afgelope 12 maande meer as 1 miljardêr per dag bygekry, aangesien die kunsmatige intelligensie gedrewe oplewing in die aandelemark fortuine tot voorheen ondenkbare hoogstes gestoot het. Larry Page, mede-stigter van Google, volg ver agter Musk in die tweede plek met 'n geraamde netto-waarde van $257 miljard, gevolg deur sy mede-stigter Sergey Brin met $237 miljard. Jeff Bezos van Amazon bekleed die vierde plek op $224 miljard en Mark Zuckerberg $222 miljard voltooi die top 5. Die saak teen 6 van die beskuldigdes in 'n beweerde boelievoorval by Milnerton High School is vir 'n steekhof-datum uitgestel. 5 leerlinge in matriek en 1 leerling in graad 10 is gediregistreer. Dis nie 'n tydelike skorsing, het die departement gesê. Strafmaatreëls is reeds teen die 8ste beskuldigde ook ingestel. Die 6 beskuldigdes het op 23 Oktober die eerste keer in die hof verskyn en is op borgtog van R2000 elk vrygelaat. Die saak is tot 24 April uitgestel vir 'n streekhofdatum.
Meer as 49.000 inentings teen Back-and-Closure BKS is al tot dusver oor die Weskaap heen toegedien, terwyl nog 100.000 dosisse van dese week in ontvangs geneem is. Dr. Nolovoyo Magatla, direkteur van dieregesondheid, sê die 100.000 dosisse wat Dinsdag ontvang is, word op risikogrondslag in gebiede uitgedeel en is geoormerk vir Ceres, Montague, Robertson, Worcester, Malmesbury, Philadelphia, Darling en ook vir George. Die eerste geval in die provinsie is in November in Gouda aangemeld en het sedertdien ook in Mbokwini, dele van die Kaapse vlakte en op die tuinroete voorgekom. Mosselbaai word beskryf as nog 'n brandpunt nadat die siekte na 4 plase daarso versprei het. Die veebedryf se ware is in 2024 op 13,3 miljard rand geskat. John Steenhuisen, minister van Landbou, het gister op Gran SA se jaarlikse kongres op Nampo Park buite Botawil gesê die dieselpryse sal in April met ongeveer R4.40 per liter diesel styg. Steenhuisen sê Suid-Afrika moet sy eie biodiesel vervaardig. Indien die land etanol aanlegte het, sal dit beteken dat minder olie hoef ingevoer te word. Steenhuisen sê byna alles wat 'n boer in sy produksieproses gebruik, moet tans ingevoer word. Voorts maak kunsmis ongeveer 35% tot 50% van 'n boer se produksiekoste uit en het 'n groot invloed op die boere se winste. 500.000 mense het verlede jaar besluit om nie meer multi-choice intekenare te wees nie. Dit is lydens die voljaar resultate wat teen einde Desember van Canal Plus wat gister bekend gemaak is. Lydens die resultate is MultiChoice se skuld tans 11 miljard rand. Canal Plus het verlede week aangekondig dat hy van plan is om Showmax ook te staak. Canal Plus is ook van plan om binnekort op die JSE te noteer. Die ander blitsbokke wat die mylpaal van 50 toernooie in die reeks behaal het, is Branko du Preez 85 toernooie, Chris Draai 74 toernooie, Kyle Brown 69 toernooie, Frankie Hon 68, Sissel Afrika 66 toernooie, Sifuyo Zoyizwapi 63 toernooie, Philip Snyman 62 toernooie, Ryan Oosthuizen 61, Justin Geduld 59, Zayn David 57 en Werner Kok 51 toernooie. Impie Visser, oud-leerling aan die hoërskool Ermelo, het in 2018 in Dubai toernooi sy buiging vir die blitsbokke in hierdie reeks wat toe nog bekend as die wêreldreeks bekend gestaan het. Visser is 'n voorspeler in Sevens Rugby is aan die begin van die huidige seisoen as die blitsbokke sy nuwe kaptein aangewys. Die blitsbokke kom in New York in groepwedstryde teen Nieu-Seeland, Frankryk en Australië te staan. Die organiseerders het in Januarie aangekondig dat die elite vroue vir 'n deel van die 8ste skofwedren hulle eie roete sal hê, en vanjaar se wedren beteken dit hulle sal 545 km aflê teenoor die res van die deelnemers se 707 km. Vanjaar se roete strek oor Montague en Greyton en terug na Stellenbosch. Die 34-jarige Candice Lill glo die mededinging gaan taaier en meer intens wees en vroeë aanvalgeleenthede sal dit aangemoedig word. Elite vroue sal vanaf die 1ste tot die 6ste skofte hulle eie wegspringplekke hê. Die Suid-Afrikaner het verlede jaar as 'n privaat deelnemer aan veldwedrenne se wêreldbeker byeenkomste deelgeneem. Die eerste byeenkoms begin op 1 Mei in Suid-Korea. Die Indiese cricketspan waar die T20 wêreldbeker gewen het, is deur die land se cricketraad met 'n bonus van 260 miljoen rand beloon, 6 keer die prysgeld wat hulle vir die verowering van die titel in Ahmedabad ontvang het. Die raad wens die spelers, ondersteuningspersoneel en keders weer eens geluk met hierdie geskiedkundige prestasie en wens hulle voortgesette sukses vir die toekoms toe. Surya Kamoor Yadav, kaptein sê die T20 wêreldkampioen se volgende groot doelwit is om 2028 die Olimpiese spele se goue medalje ook te kan wen. Jannik Sinner is nog op koers teen Carlos Alcaraz nadat hy vroeg gisteroggend Suid-Afrikaanse tyd die Braziliaanse tennisspeler João Fonseca in die 4de ronde van die Indian Wells toernooi gewen het. Die telling was uiteindelik 7-6 en 7-6 in Jannik Sinner se guns. In die vroue afdeling het die Belarus Aryna Sabalenka, topgekeerde en die voorste vroue speler ter wêreld, Dinsdag 'n plek in die kwart-eindronde en opkomende jong Kanadees Victoria Mboko bespreek. Sy het Naomi Osaka van Japan, voormalige kampioen, met 6-2 en 6-4 in die 4de ronde gewen. Die Suid-Afrikaanse Southern Guards viertal van Louis Oosthuizen, Charles Swartsel, Brandon Grace en Dean Burmeister het in Singapore aangekom om momentum te kry vir die LIV-reeks geskiedkundige debuuttoernooi volgende week in Suid-Afrika. Dit is vanjaar die laaste keer wat Singapore toernooi by Sentosa gespeel word. Die Spanjaard John Ram, wat Sondag met die wencheck in Hong Kong weggestap het intussen toegegee, hy kon nie sy sege
behoorlik gevier het nie. Ram het verlede jaar gesamentlik 5de in Singapore geëindig. Die Suid-Afrikaners Christian Besuidenhout, Gary Gigu, Aldrich Potgieter en Erik van Rooyen speel van vandag af die TPC Sawgrass in die spelerskampioenskap wat as 'n nie-amptelike 5de major van die spel beskou word. Die reeks van 5 wedstryde teen die Proteas begin Sondag in Tauranga, presies 'n week nadat Nieu-Seeland met 96 lopies in die T20 Wêreldbeker eindstryd in Ahmedabad teen Indië verloor het. Tom Latham, toetskaptein, sal Sadner as kaptein en Conway en die palkiewagter Colwer rol vervang vir wedstryd 4 in Wellington op 22 Maart en wedstryd 5 in Christchurch op 25 Maart. Die T20 Wêreldbekerlede Finn Alden, Mike Chapman, Jacob Duffy, Darryl Mitchell, Glenn Phillips, Rachin Ravindra en Tim Seifert sal ook almal 'n blaaskans gegee word. Die Proteas sal in die reeks wil wraak neem vir hulle teleurstellende nederlaag teen die Kiwis in die halfeindronde van die T20 Wêreldbeker toernooi. Die Skotte kon nog nooit 6 nasie glorie behaal het nie, maar in 1999 die laaste 5 nasie reeks gewen, voordat Italië vanaf 2000 as die 6de span by rugby se oudste internasionale kompetisie aangesluit het. Skotland het vanjaar se 6 nasies vriend en vyand verraas deur met 1 ronde oor nog in die wedloop om die 6 nasie kroon te wees. Dit was die Skotte se tweede sege oor die Hane in hulle laaste 5 wedstryde teen mekaar, maar Saterdag sal hulle berg moet klim as hulle Ierland in Dublin wil stop. Ierland het die laaste 11 toetse teen die Skotte in alle kompetisies gewen. Advertensie van Netwerk 24, teken in en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkeel for you. Jy kan vir Dian of Susan by 082-390-3339 kontak. Hulle sê jou voertuigregistrasie namens jou behartig. Ons weerberig vir die streek lyk so: Messina 1923, Polokwane 14-17, Lephalale 17-20, Mbombela 16-19, Mahikeng 14-28, Pretoria 15-19, Johannesburg 13-20, Ermelo 10-15, Galagadi 22-33, Gaborone 16-24, Richards Bay 20-28, Pietermaritzburg 11-29, Durban 16-27, Port St Johns 14-30, Pongola 18-28, Maputo 19-24, Bethlehem 9-23, Bloemfontein 13-28, Alawal Noord 15-29, Welkom 14-27, Vryburg 14-30, Kimberley 18-31, Appington 23-35, Prieska 22-34, Springbok 25-37, Karasburg 25-35, Keetmanshoop 24-34, Mariental 20-33, Alexanderbaai 23-40, Brandvlei 24-35, Loudritsbaai 26-40 in die middag, Vredendal 27-43, Kaapstad 23-37, Sutherland 20-31, George 24-40, Jeffreys Bay 18-35, Cabarra 16-37, Graaff-Reinet 20-34, Kaaphooggelas 19-32, De Aar 19-31, Molteno 12-26, Beaufort Wes 24-36, Oos-London 15-35, Mabalane 20 en 23 grade Celsius in die middag. Die markte vir die dag lyk so: die rand verhandel teen R16.37 teenoor die Amerikaanse dollar, die Australiese dollar kos R11.75, die euro verhandel teen R18.99, 'n pond kos R21.98, 'n yen kos 10 sent, platinum per fyn ons is $2,184, palladium per fyn ons is $1,634, silwer per fyn ons is $85.11, goud per fyn ons is $5,172, Brent olie per vat is $87.80. Gedagte vir die dag. Dis al vir vandag. Onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne en onthou te subscribe op my kanaal. 'n Aangename dag word vir almal toegewens.